Hallo graad 12's, welkom by nog 'n video van die antwoordreeks. In hierdie 4de video oor arbeid gaan ons leer hoe om die netto arbeid wat deur verskillende kragte op 'n voorwerp verrig word te bereken. Die netto arbeid is die totale arbeid of gesamentlike arbeid verrig deur die verskillende kragte wat op 'n voorwerp inwerk en hierdie kragte kan ons soos altyd op 'n kragte of 'n vryliggaam diagram voorstel. Ons kan netto arbeid bereken uit die algebraïese som van die afsonderlike arbeidswaardes. Dit wil sê die som van die arbeid verrig deur elke krag. Ons kan ook hierdie sigma notasie gebruik. Arbeid is 'n skalaar grootheid en die positiewe en negatiewe waardes word net algebraïs bymekaar getel. Netto arbeid is egter die arbeid verrig deur die netto krag. En netto krag is weer die vektorsom van al die kragte of kragkomponente parallel aan die bewegingsrigting. In hierdie voorbeeld hier is dit die parallelle komponent van die toegepaste krag saam met die wrywingskrag wat my netto krag uitmaak. Ek kan F net dan bereken en dan in my arbeidformule instel. W net is gelyk aan F net delta x cos theta en theta sal altyd 0 of 180 grade wees, aangesien die netto krag ook parallel aan die vlak of die verplasing is. Arbeid verrig deur kragte in ewewig. Beskou 'n voorwerp in 'n horisontale vlak waarop 'n toegepaste krag van 50 Newton inwerk en wat teen 'n konstante snelheid beweeg. Uit die konstante snelheid lei ons af dat F net gelyk is aan 0 en dit impliseer dus dat daar 'n teenwerkende wrywingskrag van 50 Newton in die teenoorgestelde rigting moet wees. Uit F net gelyk aan 0 volg nou dat W net gelyk is aan 0, of ons kan ook die arbeid verrig deur die toegepaste krag en die wrywingskrag afsonderlik bereken. Dit gee my waardes van plus 500 joule en minus 500 joule, en W net, wat dan die som van hierdie arbeidwaardes is gelyk aan 0 joule. So indien 'n voorwerp teen 'n konstante snelheid beweeg onder die inwerking van kragte, dan is hierdie kragte in ewewig. F net is gelyk aan 0 Newton en W net is gelyk aan 0 joule. Hier het ons 'n voorwerp in 'n vertikale vlak, 'n massa van 20 kg, wat teen 'n konstante snelheid deur 'n hoogte van 3 meter opgelig word. Uit die konstante snelheid weer volg dat F net gelyk is aan 0 en dat hierdie gravitasiekrag afwaarts van 196 Newton gebalanseer word deur 'n gelyke teenoorgestelde toegepaste krag, naamlik van 196 Newton opwaarts. Uit F net gelyk aan 0 volg dan weer dat W net gelyk is aan 0. Of ons kan weer die afsonderlike arbeidswaardes bereken van die gravitasiekrag en die toegepaste krag, maar dit sal weer ook saam optel tot 'n waarde van 0 joule. Vir 'n voorwerp teen 'n skynsvlak waarop 'n wrywingskrag en 'n toegepaste krag inwerk en wat teen 'n konstante snelheid opwaarts of afwaarts met die helling beweeg. Uit die konstante snelheid volg maar weer dat F net gelyk is aan 0 en W net gelyk is aan 0. Onthou net dat die parallelle komponent van die gravitasiekrag is die krag saam met wrywingskrag wat die beweging opwaarts teenwerk, of dit is ook die krag wat bydra tot beweging afwaarts. En hierdie krag moet altyd deel vorm van F net by 'n voorwerp teen 'n skynsvlak. Indien ek die afsonderlike arbeidwaardes bereken, soos vir die toegepaste krag, wrywingskrag en gravitasiekrag, wat ek kan doen deur elk van die kragte in die arbeidformule in te stel, en ek bepaal dan die som van hierdie arbeidwaardes, en die antwoord is gelyk aan 0 joule, dan weet ek die snelheid was konstant. Soos hier waar hulle vir my gesê het, die snelheid is konstant, kan ek onmiddellik gaan sê, maar W net moet gelyk wees aan 0, en dan kan ek 'n vergelykingkie opstel soos hier, waar ek die arbeidswaardes saamtel en gelykstel aan 0. Indien F net nie gelyk is aan 0 nie, sal die voorwerp in die rigting van die netto krag versnel
en is W net ook nie gelyk aan 0 nie. Beskou hierdie uitgewerkte voorbeeld 3 op bladsy 1.49. Bereken nou die arbeid verrig deur elke krag en die netto arbeid op 'n krat met 'n massa van 150 kg, waarop Jaco 'n toegepaste krag van 80 Newton opwaarts uitoefen en 'n kinetiese wrywingskrag van 600 Newton uitgeoefen word. Beide die toegepaste krag en die wrywingskrag werk die beweging afwaarts teen en die arbeid verrig deur hierdie kragte is negatief. Die parallelle komponent van gravitasiekrag is die krag wat die beweging afwaarts veroorsaak. Ek kan FG parallel uit mg sin theta bereken en dan in die arbeidformule stel om W van gravitasiekrag te bereken. Ek gebruik hier die kos van 0 grade en die arbeid verrig deur gravitasiekrag is positief. Netto arbeid is dan weer die algebraïese som van hierdie 3 arbeidwaardes, wat ek net kan vereenvoudig. Andersins kon ek die vektorsom van die 3 kragte neem, deur 'n rigting te kies. Die teken van die antwoord dui vir my die rigting van F net aan, so hier is die positiewe teken, dui vir my afwaartse rigting aan, en W net kry ek deur F net dan net in te stel, en dan gebruik ek 'n kos van 0 grade. Ek kry dieselfde antwoord vir W net. Beantwoord die vraag uit oefening 7 op bladsy 1.49 en kontroleer dan die antwoorde op bladsy 1.67. Ons gaan ook 'n derde voorbeeld doen. Uit die 2-in-1 studiegids op bladsy 11, vraag 45. Hier pas John 'n krag F toe om sy vriend in 'n rolstoel teen 'n helling met 'n lengte van 10 meter uit te stoot. Hulle gee ook die hoogte, die gekombineerde massa van die vriend in die rolstoel en die wrywingskrag. Die rolstoel beweeg teen 'n konstante snelheid. Bepaal nou die grootte van die netto krag en die netto arbeid, asook die arbeid verrig deur die krag F en die grootte van die krag F. Stop die video oombliekie, beantwoord die vraag en speel dan verder om jou antwoord te kontroleer. Die antwoord is as volg: die netto krag is gelyk aan 0 omdat die versnelling 0 is en daarom is die netto arbeid ook gelyk aan 0. Die 3 kragte parallel aan die vlak is die toegepaste krag, wrywingskrag en die parallelle komponent van gravitasiekrag. Die skynsvlakhoek is nie gegee nie, maar wel die vertikale hoogte en skynshoogte, daarom is die sinverhouding van die hoek gelyk aan oorstaande gedeel deur skynssy bekend en kan ons dit instel om FG parallel te bereken. W net, wat die som van die 3 arbeidwaardes is, kan ek nou gelykstel aan 0. Die arbeid verrig deur gravitasiekrag kan ek bereken, aangesien ek FG parallel het. Ek stel dit in saam met die verplasing en kos 180 grade. Op soortgelyke wyse kry ek die arbeid verrig deur die wrywingskrag. Ek vereenvoudig dit verder en kry dan die arbeid verrig deur die toegepaste krag. En dan kan ek net terugstel in die arbeidformule en dan die krag self bereken deur die arbeid te deel deur die verplasing en kos 0 grade. So my krag is 226,4 Newton. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.